In die skadu van die berge op die helshoogtepad tussen Stellenbosch en Franschhoek kruip die Huguenot wynlandgoed weg. Dieter is daar vir kos maak. Wildsvleis is van nature vrylopend en dis ook hormoonvry. Ons plan is om vandag springbok te gebruik en dis wat normaalweg met ander vleissoorte gemaak word. Dieter is uiteraard in die proefspan, terwyl uitvoerende chef Tanya Kreur en demi-chef de partie Sisa Nomchongwana in die kookspan is. Springbok word geag van die beste wildsvleis te wees. Dit het 'n pragtige rooi kleur met 'n fyn en sagte tekstuur. So julle is die twee wat vir my gaan wys dat springbok vir geen ander vleissoort hoef terug te staan nie. Ja, en jy het hoeka so lekker springbok hempie aan vandag. Al dis die naaste wat ek in springbok klere gaan kom. Moenie worry nie, jy gaan lekker eet vandag. Wel, ons eerste dis wat ons vandag gaan doen is my take op 'n pap en wors tipe van tappa. Maar die verskil tussen hierdie is dat ons die wors gaan maak met springbokvleis. So hier het ek die gemaalde springbokvleis en jy kan dit sommer so by jou slagter koop. En dan het ek ook 'n bietjie gemaalde varkvleis. 'n klein bietjie vetterig verkieslik. Tanya, jy het al gesê hierdie is 'n gesonder opsie. Waar pas hierdie vetterige vark in? Wel, boerewors het altyd 'n bietjie vet in hom nodig, net sodat as jy hom braai oor die kole of in 'n pan, dan kom meeste van die vet uit. So dis net om 'n bietjie ekstra smaak te gee. En saam met die vleis gaan ons 'n klein bietjie fyn gekapte vars tiemie gooi, ook 'n klein bietjie knoffel, ook fyn gekap. En dan het ek hierso my speserymengsel. Dit bestaan uit koriander, kumyn, bietjie neutmuskaat en dan die laaste element wat ons het is 'n klein bietjie asyn. Dit help net bietjie aan met die smaak van die boerewors. To make a wors, we're gonna use a piping bag. It's got synthetic casing at the end and it's tied with a knot. So you're doing it like this. You scoop your filling and you put it through your piping bag. And you push it through slowly as though you're pushing icing through. And when you finish, you tie the knot on the other side of the casing. Ek het regtig verwag dat twee chefs soos julle 'n worsmasjien sal gebruik. Dit wys jy net, jy het nie ingewikkelde masjinerie nodig om wors by die huis te maak nie. En met 'n pypsakkie het jy baie meer beheer oor die wors en die kwaliteit van die wors wat jy aan die einde van die dag uitkry. Die gebraaide wors word op chakalaka sous bedien met balletjies gaar pap wat gekrummel en gediepbraai is. Die dis word afgerond met vars koriander. Ek kan myself nie 'n bobotie voorstel sonder beesvleis nie, maar as ek na hierdie skenkels kyk, dan lyk dit asof hierdie nie 'n tradisionele bobotie gaan wees nie. Hierdie is glad nie 'n tradisionele bobotie nie, maar dit bevat wel al die beste elemente van 'n bobotie. Jy sal sien, wat ek hierso gedoen het, is ek het die springbok skenkels in meel gerol en dan het ek dit net bietjie gebraai in olie, dat dit lekker bruin is buitekant. En dit is nogal 'n belangrike stap om net bietjie die kleur op die springbok skenkels te kry. Wat ek nou gaan doen is ek gaan net die skenkels uit die pan uithaal en dan gaan ek die groente in dieselfde pan weer terugsit. Okay, die groente wat ek gebruik is wortels, eie en seldery. En in Frans word dit 'n basiese mirepoix genoem en dit vorm die basis van meeste langkokende vleisdisse. Saam met die groente kom ons speserye en ek het net 'n bietjie currypoeier en dan ook net gemengde speserye, goed wat gewoonlik in currypoeier is, kumyn, die koriander, daai tipe van ding. En dit kom saam in die pot, saam met 'n bietjie beesvleis aftreksel. Daarna sit ons weer die vleis terug in die pot en dan laat ons dit op 'n baie stadige hitte kook vir so 3 tot 4 ure tot die vleis van die been afval. Die bobotie bly nie net 'n bobotie nie, maar word 'n terrine. 'n Pannekoekdin omelet is met eiers en room gemaak en vorm as ware die houer van die nuwe ou resep. Here I've got some springbok shank meat, the one that you were cooking with Tanya, which I've already taken off the bones. The meat and the omelette, we're going to make it into a terrine. Here is my terrine mold, and I've lined it with plastic. First, you put a piece of omelette, and then your springbok meat. Then another piece of omelette, and the springbok meat again. So you carry on until your mold is full. And then I'm going to press it with a brick, and then I'm going to keep it in the fridge for 2 hours. Die baksteen kom bo-op sodat die terrine lekker styf aan mekaar vasplak gedurende die stolproses. Die hele simfonie kom byeen met 'n aartappel en bronslaai puree, appel en piesangbladjang en gebakte kokosmelk vla. Maar onthou, die springbok terrine op sy eie met 'n bietjie bladjang sal ook vorentoe smaak as jy nie lus het om so 'n gekompliseerde dis te maak nie. Vars bronslaai dien as die kersie op die koek. Die bord lyk so mooi, ek wil eintlik nie proe nie. So,
Amper beter as my ouma se. Mooi gespeel, Dieter. Dis mos nou 'n goeie Afrikaanse kleinseun uit die moeilikheid bly. So our next dish is South African classic. It's a biltong salad. It's made with Springbok biltong. Partykeer is die eenvoudigste dis mos die lekkerste. That's so. So now I'm going to be making my dressing with some amasi, white wine vinegar, and a bit of sugar. Dijon mustard. Then you just whisk up everything. Then that's your dressing. Saam met die biltong gooi jy blare, gebekelde botterskorsie en bokmelk feta kaas in. Dit word op 'n gesnyde pampoenkoekie gepak en met die amasi sous bedruip. Maar dis nog nie die einde van 'n springbokkie se vleis nie. Op ons spyskaart is ook gerookte springboklende gevul met waterblommetjie breedie. Weet jy Dieter, daar's een ding wat hierdie breedie baie spesiaal maak in ons kombuis en dit is as jy die liedjie waterblommetjies sing. So ek dink jy moet dalk bietjie vir die breedie sing. Waterblommetjies in die Boland. Waterblommetjies in die Kaap. Dink jy dit gaan werk? Nee, ek dink hierdie een gaan 'n flop wees. So wat ek nou hier gedoen het, is ek hierdie springbok nek 'n bietjie bruin gebraai, amper dieselfde prinsip as wat ons voorheen gemaak het met die skenkels. En die nekkies het ek nou klaar uit die pot uitgehaal, so ons gaan nou weer die groente bysit, seldery, eie en wortels. En mense noem dit mirepoix. Dit is korrek. En dan by dit gaan ons ook 'n bietjie knoffel sit, fyn gekap, en dan het ons ook bietjie russie, jy kan groen of rooi gebruik. Dan het ons ook 'n klein bietjie neutmuskaat by dit. En dan 'n bietjie suurlemoensap, dit help net om die waterblommetjies se geur bietjie meer uit te bring. En dan natuurlik het ons die waterblommetjies wat ons in soutwater gelê het oornag. En dan sit ons 'n goeie rooi wyn by en 'n bietjie beesvleis afstreksel. Die springboknek kom nou terug in die pot en pruk 3 ure tot die vleis lekker sag is. Wanneer dit reg is, word die bene uit die mengsel verwyder en dan is dit tyd om gebruik te word. As hy Sisa, Thank you. Yeah, I've got some springbok loin. I've cut it all the way down the middle. The plan is to stuff it with the waterblommetjies stew. I'm going to take the spoonful of stew and squeeze it a little bit so the sauce runs out. And I'm going to slowly stuff the whole loin so that it all stays together. I'm going to tie it with the string. Tanya, is daar 'n rede hoekom jy spesifiek van die springbok nek gebruik maak? Wel, ek dink springboknek is 'n baie onderbenutte stukkie vleis. Dit het baie geur en in hierdie geval staan dit nogal lekker op teen die waterblommetjies. Okay, so nadat hierdie lende gevul en toegedraai is, gaan ons hom in die roker sit en ons sit 'n bietjie teeblare rooibos tee verkieslik vir die geur en 'n bietjie suiker in die roker. En dan gaan ons omtrent so 10 of 15 minute rook. Die interessante gereg word bedien met aartappelfondant, tempura waterblommetjies en die gereduseerde breedie sous. Definitief een om by die huis te probeer. En onthou, daar is ook die springbokwors met papballetjies en chakalaka sous, die Bobotie styl terrine en die biltongslaai met amasi sous. Ek het vandag 'n nuwe waardering vir die veelsidigheid van springbokvleis gekry. En as ek so na hierdie feesmaal kyk, wonder ek hoe moeilik dit sal wees om springbokklere vir eet te kry. En so wen die springbok weer. Wys my enige kiwi, kangaroo, roos of ander soort vleis, plant of wapen wat 'n tafel so ryklik kan vul soos ons geliefde springbok.